Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal dien tot opbou in die geloof, dat die diens ook bo alles sal wees tot die eer van die Here. Wydingslied vanoggend, gesang 297, die eerste en die tweede vers, en die lofsang is Psalm 138 vers 1 en vers 4. Ons sing die wydingslied, gesang 297 vers 1 en 2 staande, en bly staan tot na die lofsang, Psalm 138 vers 1 en 4. Die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Sal met my hele hart, o Heer, U lof en eer, U hoogheid aldag, teenoor die goden besalm geklank, U bring die dank aan U verskuldig. Ek sal my neerbuig op na U paleis die hoog na bowe, en om U guns en waarheid saam U
Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en dag. Luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons bely nou met ootmoed ons sondeskuld voor die Here, deur die sing van Gesang 68, die 1ste en die 2de vers. God enkelig voor u gesig, is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Die sterre pragt verdwyn by dag, teenoor die son se luister, soveel te meer is ons so Heer, teenoor u lig die duister. Die woord van God verkondig vergifnis van sonde in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, aan elkeen wat sy sonde met ware berou voor die Here bely het, en in 'n opregte geloof sy toevlug in Jesus Christus soek. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en straf van die Here op hom of haar sal bly, solank as wat sy of hy in die sonde volhard. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons wy opnuut ons lewe biddend aan die Here toe met die sing van Psalm 25, die tweede vers. Leer my, Heer, U regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe geneë, om met lus daarop te gaan, wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want U is my heil, o Heer, U is ek altyd te wagte. Ons lees uit die woord van die Here, broers en susters. Psalm 26 uit die Ou Testament. Psalm 26 van vers 1 tot 12. En dan uit die Nuwe Testament uit die brief van Paulus aan die Filippense, die eerste hoofstuk van vers 27 tot by vers 30. Psalm 26, Filippense hoofstuk 1. Kom, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, ons buig in diep dankbaarheid voor U. Dankbaar dat U ons Vader is en dat U ons as U kinders aangeneem het. Uit onsself en met ons eie verdienste of regverdigheid kan ons nie voor U staan nie. Maar U laat ons in U gemeenskap toe, omdat U met die verdienste van Jesus Christus ons die reg daartoe gee. En U skaam U nie vir ons as U kinders nie. Self het U ons vanmôre weer in U heilige teenwoordigheid versamel. En na U belofte is U self hier by ons. Ons vra dat U ook nou deur U Gees en woord met ons sal praat. Maak ons ore oop om te hoor en ons verstand helder om te begryp. Werk in ons die wil om te gehoorsaam, sodat ons hande U sal dien en ons voete U sal volg. Laat ons in U liefde bly, Here Jesus. Laat ons bly in die gemeenskap met die Vader, sodat ons in veiligheid en met sekerheid kan wandel deur 'n onseker en gevaarlike wêreld. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Psalm 26, 'n psalm van Dawid. Doen aan my reg, o Here, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Toets my, Here, en beproef my, keur my niere en my hart, want U goedertierenheid is voor my oë en ek wandel in U waarheid.
Ek sit nie by valse mense nie, en met slinkse mense gaan ek nie om nie. Ek haat die vergadering van kwaaddoeners, en by die goddelose sit ek nie. Ek was my hande in onskuld, en wil gaan rondom u altaar, o Here, om die stem van lof te laat hoor en om al u wonders te vertel. Here, ek het lief die woning van u huis en die woonplek van u heerlikheid. Ruk my siel nie weg, saam met die sondaars en my lewe saam met die manne van bloed nie, in wie se hande skandelike dade is en wie se regterhand vol is van omkopery. Maar ek wandel in my opregtheid. Verlos my en wees my genadig. My voet staan op gelyk grond. Ek sal die Here loof in die vergaderings. Tot sover uit die Ou Testament. Uit Filippense hoofstuk 1 van vers 27 af. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in my een gees vasstaan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Tot sover die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat daaruit lewe. My voet staan op gelyk grond. Ek sal die Here loof in die vergaderings. Ons het dit al voorheen gesê, broers en susters, en moet dit nou weer sê. Dit is nie maklik om in hierdie wêreld te leef as 'n gelowige nie. Trouwens, dit was nog nooit maklik vir 'n gelowige om in hierdie wêreld sy geloof uit te leef nie. Die apostel Paulus leer ons, wie godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. En die bron van ons stryd en ons voortdurende geveg, waarin ons deel saam met die kerk oor al die eeue, is die valshede en die leuns wat versprei word oor en teen die kop gegooi word van die gelowiges. Gelowiges word daarvan verwyd dat hulle dink hulle is beter as ander mense, dat hulle self hoogmoedig hou, dat hulle skynheilig is, dat hulle wêreldvreemd wil leef, dat hulle dinge verkondig wat nie waar is en wat nie werklik die lewe die moeite werd maak nie. Dis oor al die eeue so. En die bron van al hierdie leuns en hierdie aanvegtinge van die gelowiges is natuurlik die vader van die leuen. Dit kom van die bose self. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis teen die magte van die duisternis. Dis teen die owerhede, die wêreldheersers van hierdie eeu. Dis teen die bose en al sy trawante. En hoe sal 'n mens in hierdie wêreld hierdie stryd stry? 'n Mens kan in hierdie wêreld hierdie stryd alleen stry, wanneer ons dit stry in die hande van God. Wanneer ons by hom bly. As 'n mens klein is, broers en susters, dan is die wêreld vol gevaarlike dinge. Maar as jou pa by jou is, verdwyn al hierdie gevaarlike goed. Dan is jy in staat
om die pad met hom te loop, selfs in die donker, selfs 'n vreemde pad. Wanneer maatjies met jou begin spot en jy kom by jou pa, dan neem hy die seer weg. En môre kan jy vir jou maatjie sê, my pa, hy sal dit kom regmaak. Ons leef in hierdie wêreld as God se kinders. Maar ons leef nie in ons eie krag nie. Ons leef in die krag van God. Daarom dat die Here Jesus ons oproep, bly in my liefde. En hoe sal 'n mens in God se liefde bly? Hoe sal 'n mens by God bly as jy dit nie doen deur te lewe as sy kind? Jou hand in sy hand te sit nie. Hoe sal ons by God bly? In die liefde van God bly, as ons nie sy gebooie gehoorsaam nie. En dit, broers en susters, maak ons natuurlik waawyd oop vir al die valshede en al die leuns en al die aanvegtinge van die wêreld. Want ons is nie beter as ander mense nie. Ons is anders. Soos alle ander mense is ons sondaars. Maar ons is verloste sondaars. Soos alle ander mense is ons prysgegee aan die dood en aan die oordeel van God. Maar ons is weergebore. Saam met Christus het ons opgestaan in 'n nuwe lewe. Ons is anders, want ons is die kinders van God. En daarom leef ons anders as die wêreld. Ons is nie skynheilig nie. Ons is heilig. Want die Here Jesus het sy bloed gestort, sodat hierdie sondaar kind van God kan wees. En as 'n kind van God kan lewe. En ons het nie God se hand kom vat nie, maar God het ons hand kom vat om ons vas te hou en as sy kinders te lei deur hierdie wêreld. En as ons so lewe, dan leef ons anders as die wêreld. Ons leef nie met brassery en dronkenskap nie. Ons leef nie met vuil taal en met groot pratery nie. Ons deel nie in die wêreld se leuns en moord en omkopery en geweld en diefstal en korrupsie nie. Want ons lewe in gehoorsaamheid aan die Here. Daarom leef ons kuis en leef ons sober. Daarom leef ons eerlik en leef ons hardwerkend. Daarom leef ons as mense wat goedhartig is en gasvry. Daarom leef ons so dat ons die beeld van Christus in die wêreld vertoon. En wanneer ons so leef, dan hou ons aan God se hand vas. En dan loop ons God se pad. En dan kan ons na God roep en seker wees dat God ons saak sal behartig. Dan kan ons vir die wêreld sê, julle kan my beskuldig en sleg sê en verkleineer, maar my Pa, my Vader in die hemel, die God aan wie ek behoort, sal my saak behartig. En dis presies wat in Psalm 26 gebeur. Dawid word valslik beskuldig. En hy neem sy toevlug na God. Wat die beskuldigings was, dit weet ons nie. Maar ons weet hoe dit presies daar gewerk het. In daardie dae kon jy iemand beskuldig
En as jy dan nou nie die bewyse kon lewer, dat hierdie een aan die dinge waaraan jy van jy hom beskuldig skuldig is nie, dan gaan jy na die tempel toe. En daar in die tempel roep jy God in om te oordeel. As ons in 1 Konings lees, dan lees ons by die inwyding van die tempel, bid Salomo, en hy dra hierdie saak aan die Here op. Hy sê, as iemand teen sy naaste sondig, en hulle hom 'n eed oplê om hom tot selfvervloeking te bring, verskoon tog, en hy voor u altaar in hierdie huis kom sweer, wil u dan hoor in die hemel, wil u dan hoor in die hemel en handel, en u knegte reg verskaf deur die skuldige skuldig te verklaar, en sy wandel op sy hoof te lê, en die regverdige regverdig te verklaar, deur hom te gee na sy geregtigheid. Hier word Dawid nou aangekla, en hy kom na die tempel toe. En hier by die tempel moet hy nou 'n eed sweer, dat hy onskuldig is. As hy vals sweer, kom hy onder die oordeel van God. As hy in opregtheid onskuldig is, dan word hy vrygespreek. En nou roep Dawid na die Here. Sê, doen aan my reg, o Here, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Toets my en beproef my, keur my niere en my hart. Ek is nou aangekla, ek nou voor die hof, en u is my enigste toevlug. My Vader moet my saak nou behartig. En my Vader moet my saak nie oppervlakkig behartig nie. My Vader moet my toets. Hy moet kyk na my niere en my hart. Hy moet kyk na my motiewe in hierdie wêreld, na my emosies, na my denke. Hy moet my heeltemal raak sien soos ek is. En hoe is ek? Ek probeer lewe soos wat die Here dit van my vra. Dawid in Oud-testamentiese terme verklaar dat hy werklik alles doen om soos 'n kind van God te leef, want hy is 'n kind van God. U goedertierenheid is voor my oë, en ek wandel in u waarheid. Wanneer ek lewe, dan sien ek God se goedheid. Ek volg God se goedheid. Ek lewe, om dit nou maar in Nuwe Testamentiese terme te sê, en ek hou die leidsman en volëinder van die geloof voor oë. Ek sien die Here Jesus en sy verdienste elke dag raak. Ek lewe in gemeenskap met hom. Ek is 'n loot in die wingerdstok wat wil vrugte dra. En daarom het ek vrymoedigheid om my Vader aan te roep en te sê, kyk na my en toets my. Toets my in my geloof en in my opregtheid. En hoe sal die Here toets? Hy toets ons aan ons denke, hy toets ons aan ons motiewe, hy toets ons aan ons optrede. En Dawid kan sê, Here, ek hou my nie op met die dinge van die wêreld nie. Ek sit nie by valse mense nie. Met slinkse mense gaan ek nie om nie. Ek haat die vergadering van die kwaaddoeners en by goddelose sit ek nie. Ek is nie iemand wat voortdurend my besig hou met die dinge van die wêreld en die kwaaddoenery van die wêreld en die manier van lewe in die wêreld nie. Ek doen dit anders. Ek was my hande in onskuld. My hande is nie vol met dit waarvan die wêreld se hande vol is.
skandelike dade, omkopery, bloed aan my hande nie. Ek kom en as ek voor u kom, dan weet ek nie dat ek willens en wetens en moedswillig teen u oortree het nie. Daarom kom ek met skoon hande na u toe. En as ek met skoon hande na u toe kom, dan kom ek na u altaar toe. Ek kom by u offers bring. Ek kom u lof verkondig. Ek kom vertel van al u wonders. Ek hou altyd u goedheid voor oë. Daarom is ek nie besig om te lewe in die vergadering van die goddeloses, is ek nie by die valse mense, is ek nie hier besig waar mense allerhande verkeerde dinge beplan en doen nie. Ek is by die kerk. My hart is by die Here. Daar wil ek besig wees. By daardie kinders van u om u altaar, saam met hulle wil ek my lewe lei. Ek is anders. Hulle beskuldig my van allerhande dinge, maar sien tog, ek lewe met my hand in u hand. Ek loop u pad. En daarom kan Dawid bid. Ruk my siel nie weg saam met die sondaars en my lewe saam met die mense van bloed nie. Moet my nie oordeel soos al die ander mense nie. Behartig my saak. Moet my nie saam met hulle in die ewige dood stort nie. Red my, wees my genadig, want ek behoort aan u. Ek is in die verbond van God, waarmee u uself aan my verbind het, aan u verbonde. En daarom kan ek nou kom en bid. Vader, hier word ek nou ten onregte beskuldig. En ek kan myself nie help nie en myself nie verdedig nie. Ek hou maar net aan u vas. En ek het nog altyd net aan u vasgehou. Behartig u my saak. En so leef ons as gelowiges, broers en susters. Ons leef in hierdie wêreld blootgestel aan al die leuns en al die bedrog, en dit kom ook na ons kant toe. Maar ons lewe as mense wat by God lewe. En wat weet dat God ons saak sal behartig. Want God het ons saak mos al klaar gehoor en klaar ons saak hanteer. Hy het sy eie seun gegee in hierdie wêreld. En sy eie seun het vir u en vir my ons sondeskuld kom dra. Jesus Christus het ons aan God kom verbind met die bande van God se liefde in gehoorsaamheid deur die werk van die Heilige Gees. En nou kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan. Nie met hoogmoedigheid nie. Nie omdat ons dink ons is nou in onsself beter nie, maar omdat ons weet en glo en seker is daarvan, ons is anders. Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons is die burgers van God se koninkryk, nie van die koninkryke van die wêreld nie. Ons behoort aan die Here, nie aan onsself of aan die wêreld om ons nie. Want God het ons aan hom verbind. En nou, broers en susters, is dit vir ons die roeping om so te gaan leef. Dis die uitdaging om so te leef dat ons anders is. Dis die vrugte wat ons dra in die wêreld, sodat God daardeur verheerlik word. Maar dit kom nie uit onsself nie. Want God het ook ons saak daarin behartig dat hy sy Gees aan ons gegee het.
En dis die Heilige Gees wat in ons wil en in ons werk, dat ons God kan gehoorsaam. Dat ons kan lewe volgens sy wil en kan doen volgens sy welbehae. Dis die Heilige Gees wat in ons die vrugte van die bekering laat voortkom. Dis die Heilige Gees wat in ons die geloof werk waaruit ons kan lewe. En elke keer wanneer ons voor die beskuldigde bank van die wêreld staan en ons neem bestek van ons eie lewe, dan doen ons dit nie op 'n manier waarop ons onsself wil goed praat nie. Inteendeel. Ons doen dit in die sekerheid dat ons, wanneer ons bestek van ons lewe neem, lewe uit die goedheid van God, wat ons voor oë kan hou. Sy genade en sy beskerming, uit die werklikheid dat hy my Vader is. En nou kan ek in die wêreld opstaan, en as die wêreld my beskuldig sê, nee, ek is nie hoogmoedig nie. Ek is ook nie skynheilig nie. Ek is ook nie iemand wat met 'n droom lewe nie. My voete staan op gelyk grond, want ek loop die pad van God. My voete loop met vaste tree, want ek loop aan die hand van God. En ek kan God loof voor alle mense, want dis nie uit myself nie, dis uit hom. Dis hy wat my daartoe in staat stel. Dis die Heilige Gees wat my aan God verbind en die vrugte van die geloof laat dra. En daarom elke keer wanneer ons bestek opneem teen die beskuldigings van die wêreld, teen die leuns wat oor ons vertel word, dan broers en susters, word ons opnuut daarvan verseker. God hou jou hand vas. Hy hou jou hand vas, hy's by jou, hy's met jou. Hy werk sy gees in jou. Want kyk na jou eie lewe. En as jy die vrugte van die gehoorsaamheid sien, dan klop jy jouself nie op die skouer nie, maar dan buig jy laag voor die Here en sê, Here, ek dank u, dat u my die versekering gee, dat die Heilige Gees in my woon en in my werk. Want kyk, hy dra vrugte in my lewe. So hou ons die hand van God vas. En so kan ons na hom roep, wanneer ons vervolg en verdruk en deur die duiwel aangeveg word, want hy behartig ons saak. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u, Here, dat u ons Vader is, dat u deur u Gees in ons die vrugte van geloof werk, en dat ons die sekerheid mag hê, wanneer ons die vrugte dra, loop ons op u pad. Hou u Heilige Gees ons vas, en kan ons na u roep om ons staande te hou, te dra en te laat voortgaan, totdat ons eenmaal in die ewige heerlikheid ingaan. In 'n wêreld vol onreg, vol valsheid, vol leuns, in 'n wêreld vol versoekinge en verleidinge, in 'n wêreld waarin ons voortdurend moet veg om die geloof te behou, dank ons u, Here, dat u ons deur u Gees daartoe die krag gee. En bid ons dat u ons elke dag sal vashou
by u sal vashou, dat ons met sekerheid deur hierdie wêreld en sy moeilikhede sal loop, sonder om toe te gee, sonder om bang te word, want ons weet u is met ons. U sorg vir ons elke dag, en ons bid dat u ook in die week vir ons sal sorg met alles wat ons nodig het. Ons bid in besonder vir hulle wat worstel met ernstige siektes, wil u daar ook genesing gee en uitkoms bring. Ons bid vir hulle wat stry teen die aanvegtinge van die bose en die duiwel, wat hulle wil losmaak van u en u kerk. Ons bid vir onverskilliges, vir afvalliges, vir mense wat moeg en moedeloos geword het, vir mense wat lui is in die geloof. Wil u self, Here, hulle weer opnuut opwek en terugtrek. Ons bid vir die gemeente waarvan ons deel is en waarin ons mag dien. Ons dank u vir die voorreg dat ons 'n gemeente mag hê. Broers en susters met wie ons saam op u pad kan loop. Ons bid, Here, dat u die gemeente ook in sy arbeid sal seën en dat u ons sal laat toeneem in geloof en deug, in vrug en as dit u wil is ook in getal. Ons kom na u toe met belydenis van al ons sonde. Wanneer ons sien hoe baie u ons vergewe het, Here, en keer op keer weer moet pleit, vergewe ons, want ons het alweer gefaal en geval, dan weet ons, dat ons met groot lankmoedigheid, die klein bietjie wat ander teen ons doen, kan vergewe. Ons kom na u toe, nie omdat ons iets by u verdien nie, maar alleen omdat u vir ons goed is. En daarom kom ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou ten slotte gesang 276, al 3 die verse. Staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk, staan vastig onbeweeglik sterk. Christen in jou Heer
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by u almal bly. Amen.